Prys die Here. Wat 'n wonderlike voorreg om na die Here se woord te luister. My genade, Elise, baie welkom. Ja, Elise en Richard. Hy is al die pad deur van Saudi-Arabië, net Dubai, en hy het 'n bietjie vir ons kom kuier. Ek is so bly. Baie welkom. Ja, Elise bly nou deur aan die ander kant in die mooi wêreld. Aan die ander kant Mosselbaai, né? Okay. Verlede week het ons gehoor, toe pastoor Elma gepraat het oor die Facebook en al daai goeters, dat dit soveel van jou tyd kan opneem en dat dit eintlik jou tyd steel wat jy baie maal moet spandeer in die Here se teenwoordigheid. Nou, en toe ek vir julle sê, ek wil 'n bietjie met julle praat oor jou hart. Nou, as jy kyk in die Bybel, ek meen gaan kyk in enige konkordansie en kyk hoeveel sê die Bybel oor jou hart. Nou, as ons praat van ons hart, dan praat ons nie van hierdie fisiese orgaan wat bloed pomp nie. Ek weet nie, julle sal seker nie onthou nie, maar in 1967 het Dr. Chris Barnard die eerste hart oorgeplant. En ek onthou, toe was daar, ek gaan nou nie die man se naam noem nie, hy was baie opreg, maar hy het 'n hele so boekie saamgestel waar hy gepraat het hoe verkeerd is dit om 'n hart oor te plant, want jou hart behoort aan die Here. Nou, ja, jou hart behoort aan die Here, jou fisiese hart ook, maar as die Here praat en sê, my seun, my dogter, gee my jou hart, dan praat hy nie van jou fisiese hart wat deel is van jou liggaam nie. Hy praat van jou innerlike mens, wat ons ook praat van as jou gees. Nou, as ons kyk na die Bybel en die konteks sê dit vir ons dan, praat hy van hart en gees is eintlik sinonieme. Ek meen, dit praat van jou innerlike mens. Binne mens is gees, siel en liggaam. En jou gees is waarom dit dan ook werklik gaan. Nou, so 'n paar teks, jy weet, ons praat ook in Afrikaans, sê ons dat as iemand iets gedoen het en hy het dit nou nie ordentlik gedoen nie, dan sê ons sy hart was nie in die saak nie. Of ons praat van 'n ou wat 'n baie oop en 'n eerbare mens is, dan sê ons hierdie man loop met sy hart op sy mou rond. Julle ken daai spreekwoorde. Nou, ek gaan vandag 'n hele klomp tekste met julle behandel, om oor hierdie ding te praat. 2 Kronieke 16:9 sê, want die Here sy oë deurloop die hele aarde, om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Nou, wat is 'n verdeelde hart? 'n Verdeelde hart is om op een plek te wees, jy wil eintlik op 'n ander plek wees. 'n Verdeelde hart is om in die kerk te sit en te wees, soos eintlik by die huis. Nee. Voor ek tot bekering gekom het, as ek Sondag, ons moes elke Sondag kerk toe gaan, maar dat ek Sondag, dan sit ek en droom van gister se rugby. Verstaan jy, my hart was nie daar nie. So, en ek hoop julle harte is hierso. Dit is baie belangrik. Okay. Nou, toe Samuel, nadat Saul die Here sy koningskap verwerp het, het die Here vir Samuel na Isaai toe gestuur en gesê dat een van sy seuns gaan koning word. En toe hy die eerste seun sien, toe dink hy dadelik, dis hy, want hy het gekyk na hierdie groot, forse, lang man. En die Here sê vir hom, maar die Here sê vir Samuel, kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want ek ag hom te gering. Want nie wat die mens sien, sien God nie, want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan. Hy sien wat hier
binne aangaan. Dis so belangrik. Okay. Matteus 15 vers 8 sê die Here Jesus, en hy haal Jesaja aan, wat sê hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. Met ander woorde, ek kan in 'n kerk staan en ek kan sing en ek kan die naam van die Here groot maak uiterlik, maar innerlik kan ek morsdood wees. Dis wat hy hiervan praat. Met ander woorde, jy eer die Here met jou lippe en alles lyk goed en dit lyk reg, maar binne-in is jy yskoud. En die Here kyk wat binne is. Okay. Nou goed, om dit te verstaan en om jou hart te verstaan, ek weet ek het baie gebid oor hierdie ding en ek wil vir jou sê, ek gaan volgende week verder hieroor praat, want daar is so baie wat mens hieroor kan sê. En Pastor Cassie het my gevra om Dinsdag by die seniors te praat, dan gaan ek ook daaroor praat. So, en dis baie belangrik. Nou ons moet kom en ons moet verstaan, wat gebeur waar die Bybel van praat van wedergeboorte? Of wat hy eintlik sê is om van bo af gebore te word. Nou Efesiërs 2 vers 1 sê julle was dood deur die oortredings en sondes. Nou in die Bybel beteken dood nie dat jy nie bestaan nie. Dood beteken skeiding. Met ander woorde, as jy fisies sterf in ons, dan gaan jou gees uit jou liggaam uit en dan kom skeiding. As jy geestelik sterf, wat met Adam en Eva gebeur het, het daar skeiding tussen hulle en God gekom. En in hulle gees, dis wat dood is, want daar was skeiding tussen God en die mens. Daarom elke mens op hierdie aarde het 'n gees. Maar party se gees lewe, want dit is in kontak met die Here, en party se gees is dood, want daar is skeiding tussen die mens en God. En dis hoekom die Bybel sê, gee my jou hart, gee my jou innerlike mens, want dit is waar die Here jou in die eerste plek wil verander. En dan begin hy om jou permanent te verander. Ek meen, ons praat van jou renewing of your mind en al daai dinge, maar ek wil vanmôre spesifiek praat oor jou gees, oor jou hart. Luister mooi. Nou kom ons kyk nou wat Jesus vir Nikodemus gesê. Nikodemus was 'n leraar en hy kom in die nag na die Here Jesus toe en hy begin met hom te praat en hy sê vir hom, Jesus het hom geantwoord, amen, amen. Die ou vertaling vertaal dit met voorwaar, voorwaar, maar in die Griek staan daar amen, amen, wat dit beteken maar net, dit is so, dit is verseker so. Ek sê vir jou, as iemand nie weer of dan van bo gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Luister mooi. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens weer gebore word as hy reeds oud is? Hy kan tog nie vir 'n tweede keer in die moederskoot ingaan en gebore word nie. Nikodemus het nie verstaan waarvan die Here Jesus praat nie. Jesus het van iets anders gepraat. Luister mooi. Jesus antwoord, amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie binnegaan nie. Nou baie ouens sê die water wat hiervan praat is die doop. Ek glo dit nie. Want die volgende teks verklaar waarvan hy praat. Want hy sê, want wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Daardie watergeboorte, glo ek, wat Jesus van praat, is jou natuurlike geboorte. Almal van, as jy nog nie weet nie, die ooievaar het jou nie gebring nie, hoor. Jy's gebore. En toe jy gebore is, het jy uit water uitgebore. Ons praat ons dat jou vrou, as dit nou naby kom, as sy haar water het gebreek.
So, dan kom die geboorte. So, dis jou natuurlike geboorte, ek glo dit my hele hart, jy kan my verskil, jy is welkom, maar as eendag in die hemel kom, sê hoor ek was reg. Okay, so, nee goed. So, want hy sê wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Met ander woorde, daar is 'n geboorte wat die Here van praat, wat 'n geestelike geboorte is. En nou sê vers 7, moenie daaroor verbaas wees, dat ek vir jou gesê het, julle moet weer of van bo gebore word. Nou okay. Hoe vind wedergeboorte plaas? Hoe vind, voor ons hy volgende teks lees, wat gebeur met natuurlike geboorte? Man en vrou trou, hulle kom by mekaar, en dan uit hulle gemeenskap uit, kom die manlike saad, en hy kom, en hy bevrug die vrou, en daar kom lewe. Binne-in haar baarmoeder, dan begin hierdie lewe te groei. Nou, julle hoor die biologie lesing, okay. Goed, maar nou wat gebeur met jou geestelike geboorte? Presies dieselfde, maar net op 'n ander manier. Petrus sê dit so, hy sê julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit die onverganklike saad, die lewende en ewige woord van God. Wat gebeur? Ek is 'n sondaar. Nou kom ek, en ek sit dalk in 'n diens, of waar ook al, en ek hoor die Here se woord. Ek hoor dat ek is 'n sondaar. Ek hoor dat Jesus het vir my gesterf. En wat doen ek? Ek sê, Here, ek staan skuldig. U praat met my, en ek maak my hart oop vir die Here se woord, wat 'n saad is. En die saad van die woord gaan in my dooie gees in, en die Heilige Gees kom, en hy bevrug dit, en daar ontstaan lewe. Jesus het gesê, natuurlik wat uit die vlees gebore is vlees. Met ander woorde, menslike, natuurlike geboorte is mens. Maar, as jy uit die gees gebore word, dit gebeur deur die Heilige Gees, en dan net soos wat daar by 'n natuurlike geboorte, as daar bevrugting plaasvind, dan kom daar natuurlike lewe, net so as daar geestelike bevrugting plaasvind, dan kom daar geestelike lewe binne jou. En jou gees word lewendig. En jy word 'n kind van die Here. Dit is nou in kort. Dis hoekom die Bybel praat van wedergeboorte. Dit is 'n tweede geboorte. My eerste geboorte was, toe ek gebore was in Durban, net 20 jaar gelede. Goed, toe ek gebore is, dit was my eerste geboorte, in daai hospitaal. My tweede geboorte was toe ek as 16-jarige seun by die kruis gekniel het, en my lewe vir die Here gegee het. Toe het hy gekom, en die saad van die woord het in my gekom, en daar het lewe gekom. Maar nou, en dis waaroor ek eintlik wil praat, en dit is oor, want dis nou jou hart. Jou hart is nou splinternuut, jy's binne is jy splinternuut, maar net soos wat 'n baba moet groei, net so moet ons geestelik ook groei, né? Okay. Ek wil net nog iets sê. Baie mense sê, en ek het alle respek, want hulle probeer nederig wees, dan sê hulle, ag, ek is maar net 'n sondaar, gered deur genade. Nou my broer, as jy by Jesus gekom het, is jy nie meer 'n sondaar nie. Jy was 'n sondaar, maar nou is jy 'n kind van God. Maar as goed, is net soos, ek het nog nooit in my hele lewe, julle weet ons, jy praat van 'n ongebore baba as 'n fetus. Nee, dit is soos 'n fetus in die ma se baarmoeder. Ek het nog nooit, as hier mense kom met 'n nuwe babaatjie,
gehoor, ag, kyk hierdie pragtige fetusie, ons is nie dierbaar. Het julle al gehoor? Nee, want hy was 'n fetus, maar hy is nou 'n baba. Jy was 'n sondaar, maar nou is jy 'n kind van die Here. Dit beteken nie jy is volmaak nie. Dit beteken nie jy is nou, jy het engelvlerkies, soos Bob Mumford sê, I used to have wings, but the backbiters ate them up. Verstaan jy? So, jy het nie skielik vlerke nie. Jy's 'n mens. En dan kom ons deur 'n proses wat ons noem heiligmaking. Okay, ek wil nie daaroor praat. Ek wil praat oor jou hart, hierdie innerlike mens. Nou, hier kom die Here en hy sê dit so mooi. Esegiel 36, dit is 'n belofte. Hy sê, ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle hart van vleis gee. Nou, daai hart is wat gebeur by wedergeboorte. Jy kry 'n nuwe hart. 'n Nuwe hart. Prys die Here. Prys die Here. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel of eintlik 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygaan, kyk, dit het alles nuut geword. Nou weet jy wat, dit kom toe by my. Julle weet wie is Charles Darwin, die ou wat die evolusie-teorie uitgevind het. Nou sy boek wat hy die hele ding ingeskryf het, is The Origin of Species. Nou weet jy wat, toe ek daaraan dink, toe dink ek, dat hy praat van 'n origin, die oorsprong van species. Nou ek wil nie daarop ingaan nie, maar daar is ook 'n oorsprong van 'n nuwe spesie, en dis die kinders van God. Wanneer jy kniel by die kruis, en jy word 'n kind van die Here, dan is jy 'n nuwe spesie. Jy's 'n nuwe skepping. Net soos dieselfde woord wat daar gebruik word gebruik as wat hy sê, die Here het die aarde en die hemel geskep. Dieselfde woord. Met ander woorde, dit is 'n skepingswerk wat die Here binne in jou doen, en hy gee vir jou 'n nuwe hart, en jy word 'n nuwe mens. En as jy by die kruis kniel, kan jy nie dieselfde bly nie, dis onmoontlik. As jy sê by die kruis gekniel, en jy is presies dieselfde, dan wil ek vir jou sê, dan moet jy maar weer gaan kniel. Okay. So jy sê niet. Ek onthou, daar was 'n koortjie wat hulle gesing, alles niet, die bloed van Jesus reinig, en word alles niet. My hele lewe niet, die bloed van Jesus reinig, maak my hele lewe niet. Julle het al gehoor, ons breinbroers was so lief om dit te sing. Alles niet. En toe sê hy eendag, ek sien hom nou nog, hoe staan die breinpastoor op preek, en hy sê, wat doen die Here met jou? Hy vat jou, en jy is 'n ou skraplap, dan maak hy van jou 'n tafeldoek. En die ander ou het gesê, weet jy wat, daar's wonderlike teilers in die Kaap. En daai teilers, hulle vat materiaal, dan maak hulle die mooiste suits en die mooiste dinge uit. Maar as een lap, wat 'n teiler niks meer kan doen, en dis 'n dronklap. Maar Jesus verander 'n dronklap ook. En hy maak van hom 'n nuwe mens. Okay. Maar nou kom Paulus en hy sê in 2 Korintiërs 4:16, al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons dag na dag vernuwe. Nou hier kom nou waaroor ek wil praat. En dit is hierdie innerlike wat die Here jou van binne af verander. Nou ek weet, die ouens sê, dit gaan oor jou denke wat vernuwe moet word. Dis alles, dit is so. Ek glo absoluut daaraan. Die Bybel sê dit, in Romeine sê dit so duidelik, ons moet nie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, maar ons moet verander in ons denke, ons denkpatrone moet verander. Maar ek dink die Here wil jou hart ook elke dag nuut maak.
Paulus op een plek geskryf en sê ek sterwe van dag tot dag. Met ander woorde is 'n dag tot dag lewe. En toe kom ek in die Ou Testament daar in Spreuke 4 vers 23 waar hy sê bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Met ander woorde, hier sê die skrywer dat daai innerlike mens moet ook bewaar word. Dit gaan nie net oor jou denke wat vernuwe word. Jou innerlike mens moet ook bewaar word, want luister, wat sê Paulus in 2 Korintiërs 7 vers 1? Laat ons onsself reinig van alle besoedeling van vlees en van gees. Met ander woorde, jou gees kan besoedel word. Met ander woorde, daai hart, daai innerlike mens moet jy waarlik waar beskerm en bewaar. Nou ja, ons kan baie daaroor praat. Hoe doen ek dit? Deur tyd in die woord, by verhouding met die Here, alles wat daarmee saamgaan. Maar om myself te beskerm, soos wat sy verlede week gesê het, met alle goed wat jy op die internet lees en wat jy op die nuus sien, op al daai goed, as jy toelaat daai goed, dan kom dit in jou hart in en dit besoedel jou. En dan begin jy te leef met 'n verdeelde hart. Want jou mond praat geloof, maar jou innerlike mens praat ongeloof. Jou mond sê die Here is in beheer, maar jou innerlike mens begin te sê ek is vreesagtig, wat gaan met my gebeur? Hoor jy wat ek sê? En dan word jy dubbelhartig. Jy begin een ding te sê, maar jy leef 'n ander ding. En die Here kyk nie oor wat jy sê soseer nie, hy kyk oor wat binne in jou aangaan. 2 Korintiërs 4 sê, aan die einde van die tyd, as ons voor die Here verskyn, gaan hy die bedoelinge van ons hart bekend maak. Mense, jy moet jou hart beskerm. Ek meen as ek vat, ek is baie lief vir die boek Efesiërs. Ek dink dit is een van die wonderlikste briewe wat ooit geskryf was. Efesiërs. Paulus wat vir hierdie gemeente skryf en eintlik was dit 'n brief wat hy nie net vir hulle geskryf het, dit was 'n omsetbrief wat vir meer as een gemeente, maar hy was spesifiek aan hulle gerig. En as jy die boek Efesiërs gaan lees, wat hy alles daar sê, hoe hy praat van hoe jy in Christus verborge is en alles wat daarmee saamgaan. En dan net 'n paar jaar later, dan skryf die apostel Johannes van die eiland van Patmos af 'n brief. En een van die briewe word gerig aan die 7 gemeentes daardie tyd in Klein-Asië, hierdie 7 belangrike gemeentes. En wie wat skryf hy vir die Efesiërs? Ek het een ding teen jou. Jy het jou eerste liefde verlaat. Die nuwe vertaling sê, jy het my nie meer so lief soos aan die begin nie. En waar het dit ingekom? Hier binne. Ek glo, hulle het nie hulle harte bewaar soos wat hulle moet nie. Luister mense, ek wil nou vir jou sê, as jy nuus kyk, en as jy klaar nuus gekyk het, wil jy vloek, hou op nuus kyk. Want weet wat doen jy? Jy besoedel jou eie gees. En jy maak negatief. En jy praat negatief. Jesus het self gesê, uit die oorvloed van die hart spreek die mond. OK. Wat is die antwoord? Psalm 51 vers 12. Dawid het gebid en gesê, Here, skep in my 'n rein hart. Sit op in diep in my binneste 'n vaste gees. En Jesus het gesê, salig is of geseënd is die
wat rein is van hart, want hulle sal God sien. En jy sal nie net God sien aan die ander kant nie, maar ek glo hier. Baie mense kom op 'n plek en jou geestelike lewe is down the drain. Ek meen, jy gaan nog deur al die motions en jy doen nog alles wat 'n goeie Christen behoort om te doen. Maar jou hart is nie meer daar nie. Jou hart, daar's verdeeldheid. Jy het toegelaat dat goed daarin kom. En daarom moet 'n mens bid en sê, Here, skep in my 'n rein hart. O, Here, Here. Ek meen, ons lees in die Bybel van Demas. Julle ooit van Demas gelees? Demas, die Bybel sê op 'n plek sê Paulus, Demas is saam met my. Maar dan kom hy in een van sy latere briewe en sê, Demas het die teenswoordige wêreld weer lief gekry. Hy is nie meer by my nie. Wat het met Demas gebeur? Ek weet nie. Maar miskien van al die verdrukking en die vervolging waardeur hulle moes gaan, kon hy nie meer nie. Het hy gesê, nee wat, dis nie vir my nie. En sy hart was nie meer waar dit moes gewees het nie. Ek wil julle 'n voorbeeld aanhaal uit die Ou Testament. Vir my een van die tragiesste figure in die hele Ou Testament is Saul, die eerste koning van Israel. Die woord van die Here sê dat toe die Here hom roep, toe staan hy kop en skouers bo kan die hele volk uit. 'n Lang man. Ons kom ons praat dark, tall and handsome, soos wat hulle praat. En weet wat sê die Bybel? Dit kom nou net by my, so ek kan nie presies die vers noem nie, maar waar Saul gekom het, en die Bybel sê, en die Here het sy hart verander. Die Bybel sê dit. Die Here het Saul sy hart verander. Wat het met Saul gebeur? Hy het 'n verdeelde hart ontwikkel. Hy het begin om ongehoorsaam te wees aan die Here. Hy het begin om die eer van mense hoër te ag as die eer van God. Hy het begin, toe Samuel vir hom sê, maar wat gaan nie aan, toe sê hy, dis die manskappe. En toe Saul begin om Dawid te vervolg. En Saul se einde, hy het sy eie swaard gevolg. Hierdie man wat God geroep het om die eerste koning van sy volk te wees. Hierdie man wat God het sy hart verander. Nou het die Here iewers jou hart ook verander. Hy het van jou 'n nuwe mens gemaak. Maar jy het toegelaat dat goed in jou hart inkom wat nie daar moet wees nie. Jaloesie, ongeloof, vrees, bitterheid, onvergewensgesindheid. En nou sit jy en jy sing, halleluja, Jesus lewe. Maar jou hart is ijskoud binne jou. Die Here sê, wat jy moet bid, Here, skep in my 'n rein hart. En gee opnuut in my binneste 'n vaste gees. O Here, o Here, miskien as ek ook so Saul, sit jy daar, God het jou hart verander, want in jou eie ongehoorsaamheid het daar 'n koudheid gekom. Jy gaan nog deur die emotions. Hoe gaan dit? Broer, nee, baie goed, dankie. Soos een ou altyd vir my gesê het, ek moet net keer of dit gaan beter. Mens, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Want daaruit is die oorspronge
van jou hele geestelike lewe. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons voor U kan sit. Dankie dat U met ons gepraat het oor hierdie innerlike mens, ons hart. Here, en ons kan lees in die woord, wat het met Saul gebeur. Here, maar ons kan ook lees wat het met Dawid gebeur. Toe hy in sonde val en verkeerde dinge doen, het hy nie skuld op manskappe gaan pak nie, hy het gesê, Here, dis ek. En hy het gesê, Here, skep in my 'n rein hart. My hart is nie meer soos dit was in die begin nie. O Here, die bedoelinge van ons hart, dis waarna U kyk. En ek bid nou in Jesus se naam, dat U deur die Heilige Gees met elkeen sal praat, en dat ons in die spieël van U woord, dat ons eie innerlike mens sal sien. Here, ons wil dit nie wegsteek onder godsdienstige emotions. Ons wil kom, U wat gesê het, voor my is alles oop en bloot. Wil ons bid soos wat Dawid gebid het, Psalm 139. Deursoek my, o Here, en ken my hart en ken my gedagtes, en kyk of daar in my 'n weg is wat na smarte toe lei, en lei my op die ewige weg. O Here, as God vanmôre met jou gepraat het, het gaan nie oor Pieter Maree nie, het gaan oor hom. As hy met jou gepraat het, en jou hart is verkoud, dis nie waar dit altyd was nie. Die Here wil vanmôre 'n verandering in jou lewe doen. En hy wil daai verandering doen deur jou wat 'n stap van geloof neem. En ek vra dat as God met jou so gepraat het, dat jy nou in jou sitplek sal opstaan. Ek wil graag vir jou bid. Staan op, nie hande opsteek nie. As God met jou gepraat het, staan op. Is daar nog iemand? Here, skep in my 'n rein hart. Ek hou my oë toe, ek kyk nie eens wie staan op nie. Want dit gaan nie vir my oor jy wat opstaan nie, dit gaan tussen jou en die Here. Jy weet, hoe staan jou saak tussen jou en die Here. Wat sê, kom dan nou en laat ons die saak uitmaak. Al was jou sonde so skarlaken, dit sal wit word soos die witste sneeu. Ek gaan bid, nou waar jy staan, bid agter my aan. Here, ek het die woord gehoor. En ek besef, ek het verkoud in my hart. Ek besef, ek dien U met 'n verdeelde hart. En ek kom nou na U toe, en ek vra, skep in my 'n rein hart. Sit opnuut in my binneste 'n vaste gees. Here, ek wil bid dat U my hart sal verander. Soos wat U Saul se hart verander het, verander my hart, Here. En help my dat ek dag tot dag saam met U sal lewe. Dat ek sal sterwe van dag tot dag. En elke dag sal toelaat. Soos wat 2 Korintiërs 4 het so duidelik uitdruk, al vergaan my uiterlike mens, innerlik word ek dag na dag vernuwe. Bid ek, Here, vernuwe my elke dag.
deur die Heilige Gees wat in my woon. Dankie Here, dat ek weer eens hierdie oorgawe kon maak. En help my Here, dat ek van vandag af U sal volg met 'n onverdeelde hart. Baie dankie. In Jesus se naam. Amen. Kom maar sit. Prys die Here.